Ons het nou so, ek dink hierdie is die 5 of 26ste boodskap uit die evangelie van Johannes. Vers 31 is die Here Jesus aan die woord en hy sê, as ek oor myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Daar is 'n ander een wat oor my getuig en ek weet dat die getuienis waar is wat hy oor my aflê. Julle het gesande na Johannes gestuur, dis nie Johannes die doper, né? En hy het vir die waarheid getuig. Ek aanvaar egter nie die getuienis wat van 'n mens afkom nie, maar ek sê hierdie dinge sodat julle verlos kan word. Hy was die lamp wat brand en lig gee, en julle was gretig om julle vir 'n tydjie in sy lig te verbly, maar ek het 'n getuienis gewigtiger as die van Johannes. Die werke wat die Vader my gegee het om te voltooi, ja, die werke wat ek doen, getuig self van my dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gestalte gesien nie, en julle het sy woord nie blywend in julle nie, omdat julle hom wat hy gestuur het nie glo nie. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is, en dit is juis hulle wat oor my getuig. Dis die skrifte wat oor hom getuig. Maar julle wil nie na my kom, sodat julle lewe kan hê nie. Ek aanvaar nie verering deur mense nie, maar ek ken julle. Julle het nie die liefde van God in julle nie. Ek het in die naam van my Vader gekom, maar julle aanvaar my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. Ek lees by vers 46. As julle Moses geglo het, sou julle my geglo het. Hy het tog oor my geskryf, maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Here, ek dank U vir die woord. Ek dank U dat U woord ons verander. Ek dank U dat U woord met ons spreek. Ek dank U dat die Heilige Gees U woord gebruik vanmôre om my in die gehoor aan te raak. In Jesus naam, amen en amen. Getuienis. Getuienis is nogal 'n belangrike saak. Vroeger het mense gereeld by my kom aanklop vir 'n getuigskrif. As hulle gaan aansoek doen het vir werk of studies of so meer. En wanneer 'n matriek skool klaar gemaak het, dan die skoolhoof vir hom of haar 'n getuigskrif gegee. En heel moontlik het jy al die frase gehoor wat mense sê, jy kan hom agter my rug vra. As jy my nie glo nie, vra hom agter my rug, hy sal jou dieselfde sê. Daarmee sê jy dat iemand anders jou verhaal of jou getuienis, jou storie kan bevestig dat dit waar en korrek is. Ook in regsaake word getuies geroep om rakende 'n persoon of omstandigheid te kom getuig. Iemand getuig aangaande 'n persoon se karakter, dan sê hy 'n karaktergetuienis in 'n saak. Die getuienis oor wie Jesus Christus is 'n deurlopende tema van die Bybel. Ons lees dit die hele tyd. Aanhoudend word daaroor hom getuig. En aanhoudend word daar getuienis aangaande hom gevra, of vir hom gevra. Dit gaan vandag nog steeds aan. Mense ondersoek al die beskikbare getuienis oor Jesus en sy tyd, om te probeer 'n antwoord gee oor wie hy is. Sommige ondersoek die historiese Jesus. En ander ondersoek die Bybel om dit as vals te bewys. En ander ondersoek die Bybel om dit as waar en eg te bewys. Maar weet jy, die gelowige, ek en jy, hoef nie deel te neem aan hierdie ondersoeke nie. Is dit nie wonderlik nie? Ons hoef ons nie daaroor te kwel nie. Ons hoef ons nie daaroor te bemoei nie, want ons het deur die werking van God se Gees onder oortuiging gekom. Ons het tot geloof gekom. Ons het nie nodig om te soek en te krap en wie was Jesus. Ons het tot geloof gekom. Ons erken hom. Ons het hom ervaar as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Ons het sy genade ervaar. Ons het niets anders nodig nie. Ons het die redding wat hy vir ons bring ervaar. Ons hoef nie die historiese Jesus te gaan ondersoek of na te speur nie. Nou in ons teksgedeelte is Jesus steeds in gesprek
met die Joodse leiers, en hulle is kwaad vir hom. Hulle is kwaad vir hom, omdat hy op die Sabbat, die man daar by die bad van Bethesda, genees het. Wat beteken Bethesda? Plek van genade. Ja, beteken plek van genade. En hulle is kwaad vir hom, omdat hy homself gelyk gestel het aan God die Vader. Vers 18 sê, hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het, en hom met God gelyk gestel het. En dan sê ons teksgedeelte, vers 31, as ek oor myself getuig, is my getuie is nie waar nie. Eintlik sê Jesus, want onthou, hy kan ons nie jok nie. Hy sê eintlik, my getuienis is nie aanvaarbaar nie. Die wet het 'n mens nie toegelaat om in sy eie saak te getuig nie. Vandag nog so. Daar moes 2 of 3 getuies wees, Deuteronomium 17:6, op die verklaring van 2 getuies, of 3 getuies, moet die veroordele gedood word. Hy mag nie gedood word op die verklaring van 1 getuie nie. Daarom sê Jesus, as ek oor myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Jesus besef, sy aanspraak dat hy van God af gestuur is, gaan nie sonder meer aanvaar word nie. Die wet wil dit nie hê nie. Hy praat met mense wat die wet goed ken. En hy gaan nou vir hulle nog 3 getuies gee oor wie hy is. Hy gaan voort, hy gee vir die Jode nog 3 getuies aangaande sy goddelike oorsprong, sy goddelike sending, sy goddelikheid. En die eerste getuie wat Jesus roep, is Johannes die Doper. Sy eie neef, sy familielid. Hy was Jesus se voorloper. Jesus beskryf hom mooi. Hy sê, die lamp wat brand en lig gee. En wanneer hy na Johannes die Doper verwys, as die lamp wat brand en lig gee, is dit uiters gepaste beskrywing van Johannes. In die eerste plek, 'n lamp steek nie homself of dit self aan die brand nie. Iemand steek dit aan die brand. Johannes het homself nie geroep nie. Hy was aan die brand gesteek. God het hom gestuur. Hy was gebore vir 'n sending, vir 'n missie, om voorloper van Jesus te wees. Hoekom is hy nog soos 'n lamp? Want Johannes het warmte gegee. Sy boodskap was nie die kouheid van die wet of blote intellek nie. Dit was 'n boodskap vir die harte. Dit was 'n boodskap van hoop en geloof. Daar was 'n warmte by hom. Hoekom word hy nog 'n lamp genoem? Want hy het rigting gegee soos 'n lamp doen. Hy het die pad belig soos 'n lamp doen. Hy was 'n gids wat mense gelei het op 'n pad van bekering en vrede met God en 'n verhouding met God. En die laaste punt, wat is nog 'n eienskap van 'n lamp? 'n Lamp brand self uit. Die lamp se brandstof raak op. Die lamp raak al hoe dowwer. En Johannes, hy het al hoe flouer geword. En Jesus het al hoe meer prominent geword. Al hoe duideliker geword. Hier is eintlik 'n klare goeie preek. Here, ek wil soos 'n lamp wees. Ek wil minder word dat u meer kan word. Ek wil warmte bring. Ek wil hoop gee. Ek wil nie net intellek deel nie. Here, steek my ook aan die brand. Die tweede getuie wat die Here Jesus inroep, is groter, sê hy, as Johannes die Doper. Hy roep sy werke om te getuig. Hy sê, maar ek het 'n getuienis gewigtiger as die van Johannes. Die werke wat die Vader my gegee het om te voltooi, ja, die werke wat ek doen, getuig self van my, dat die Vader my gestuur het. Johannes was 'n great getuie, maar my werke is 'n nog beter getuienis. Hierdie werke waarna Jesus verwys, kan ons in 3 kategorieë plaas. Die eerste was die tekens wat hy gedoen het. Dit was bonatuurlik. Hy verander water in wyn, hy genees die koninklike beampte se seun, en hy genees die krepelman daar by die bad van Bethesda. Die werke verwys in die tweede plek ook na die tipe lewe wat Jesus geleef het. Luister, ek lees vir jou, ek haal aan.
The works of Christ are his normal activities, the deeds which express the nature and compass of his will and indicate the qualities of his person. Hierdie werke, hy het bestaan uit al die selfopoffering van sy lewe. Hy het al sy toewyding en medelee, hy het sy karakter, hy het al die vreugde wat hy vir gebroke harte bring, en die lewe wat hy vir die mense om hom gee. Dis als werke. Sy werke verwys in die derde plek na dit wat hy nog sou doen. Hy sou lewe, hy sou lewens aanraak, hy sou sterf, hy sou die dood oorwin, hy sou opvaar na die hemel, hy sou die Heilige Gees uitstort, hy sou al die eeue mense se harte verander en lewens verander en in mense werk, en hy sou ook 'n ewige woning vir ons gaan voorberei het. Dan is daar die derde getuienis wat Jesus inroep. Johannes die Doper, die werke wat hy doen, die derde getuie. En die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gestalte gesien nie. God die Vader getuig van Jesus. Hy sê so vir die Jode. Hoe getuig God die Vader aangaande Jesus? Vers 39 en 46 sê vir ons, hy getuig deur middel van die skrifte. Jesus sê dat die hele Jode ondersoek die skrifte, en julle ondersoek Moses, die wetgewer, en julle sien, maar hy neem dit alles raakie. Dis verstommend. Die theoloog Thomas Whitelaw het geskryf, in hierdie sommere vertaling, die skrifte is die Vader se getuienis by uitstek. Die Vader spreek daarin deur die Heilige Gees, om dit te verwerp is om die laagste en hoogste vorm van getuienis wat God kan gee te verwerp. Jesus sê, okay, julle gaan my nie glo as ek julle sê nie, ek sien julle glo my nie, julle word kwaad, ek roep 3 getuies in, ek roep Johannes die Doper in, ek roep die werke wat ek doen, die persoon wie ek is in, en ek roep die Vader in, om vir my te getuig. Daar's vir julle Jode, daar's vir julle nog 3 getuies. Maar ek weet julle gaan nie getuies luister nie, maar daar's nog 3 getuies. Nou kom ons volg vanmôre die Here Jesus se voorbeeld. En ons roep dieselfde 3 getuies in, om aangaande jou en my te getuig. Dieselfde 3. 1, kom ons roep iemand naby aan ons in. Hy het Johannes die Doper, sy neef ingeroep. Kom ons roep iemand naby ons in. Ons vriende, of ons familie, of ons broers en ons susters in die geloof. Wat sal hulle aangaande jou getuig vanmôre? Toe ek dit voorberei het, toe gaan sit en wonder ek, as jy, sonder dat ek by is, my kinders sou vra, vertel vir my van julle pa. Wat sou my kinders vertel het? As hulle 100% eerlik wil wees, wat sal Lennard jou vertel van my? Dalk nie wat ek dink hulle gaan nie. Hulle hou jou fyn dop. Wat sal die kinders my vertel van my? Ek wonder, wat sal my familie vir jou vertel? As jy my familie by mekaar sou kry, nie vir my begrafnis nie hoor, want dan vertel die wonderlikste goed. Maar as jy my familie by mekaar sou kry, en jy vra my familie, wat kan julle my vertel van Jan? Wat gaan die familie vertel? Nee, hy kan maar knorrig wees. Hy is nie altyd so nice. Sulke goedjies. Wat sal die gemeente sê? As ek nou vir jou 'n skoon bladsy gee, ek sê, jy moenie jou naam hier opskryf nie, en jy moet 100% eerlik wees, skryf iets oor my, julle pastoor. Wat gaan julle oor my getuig? Die mense die naaste aan my. Wat sal jou kinders vanmôre oor jou sê? Of jou eggenoot? Ek weet, Ria sal net wonderlike goed oor my sê. Kan ek jou vra vanmôre,
Wat gaan die res van Makarios oor jou sê? As hulle vanmôre geleentheid het. Is mos jou broers en susters. Is mos jou familie in Christus. Hulle hou jou dop. Hulle hou jou dop. Terloops, na laasweek is daar 'n paar ouens wat nie goeie goed oor my gaan sê nie, want ek het ons iets gesê oor die SPCA. En hulle het nie verstaan of geluister wat ek gesê het nie. Never mind. Wat gaan Virginia van jou sê? Jy bly mos al jare hier. Wat gaan Virginia van jou sê? Speel hierdie speletjie saam met my man. Jy dink dalk hulle gaan sê, jy daai is 'n goeie ou. Gaan hulle dit regtig sê? As hulle eerlik is. Miskien is jy ook 'n persoon wat sê, ek gee nie om wat mense van my sê nie. Mense is mos lief om daai ding te sê, maar ek worry nie wat mense van my sê nie. Jy maak 'n groot fout. 'n baie groot fout. Jesus het homself beroep op dit wat ander van hom sê. Matteus 16. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek is? En hulle antwoord, sommige sê is Johannes die Doper, sommige Elia, ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle wat saam my lewe en werk, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, en hy gaan aan. Miskien is jy ook een van die ouens wat sê, ek judge nie, en niemand het die reg om my te judge nie. Jy maak 'n groot fout. Maak 'n baie groot fout. Ek wil iets oorkom as iemand vir my sê, ek judge nie, of moenie my judge nie. Matteus 7, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Hy sê daar sekere tipe mens, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dussels nie. As iemand dussels dra, is hy 'n dussel. Noem hom dan 'n dussel. Hy's 'n doring. As hy dorings dra, is hy 'n doringplant. Hy's nie 'n papaboom nie. As hy 'n gifbos is hy 'n gifbos. Hy dra nie appels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. As die vrugte sleg is die boom sleg. Hoe moeilik kan dit wees, Rian? 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Luister, ons behoort mense te beoordeel. Nie te veroordeel nie, dit beteken hoe jy sê iemand gaan hemel toe of hel toe. Dit kan ons nie doen nie, dankie Here, is nie my job nie. Maar ons behoort mense te beoordeel. Maar jy moet hom omdraai, ander behoort jou te beoordeel. Hulle mag dit doen. Hulle moet dit doen. Hulle motief moet natuurlik wees om in liefde jou reg te help. Dieselfde as jou motief. Wat sal jou familie sê? Dalk sal jou familie sê, "Wow, hierdie is 'n man van integriteit." Dit sal mooi wees. Dan sal jou familie sê, hy beloof dinge, maar hy doen dit nooit nie. Dan sal jou familie sê, die negatiefste ou wat ek ken, daar sal ewig iets fout, ek wil jare skry as hy my bel. Dan gaan jou familie sê, hy's wisselvallig, of sy's te negatief, of dalk sal hulle sê, wat 'n goeie geseënde invloed. Hy bring warmte, sy bring genade, hulle gee hoop, en hulle gee lewe, en hulle bring vreugde waar hulle gaan. Wat gaan ander mense se getuienis oor jou wees? In die tweede plek, kom ons roep vanmôre jou werke om te getuig vir jou. Pastoor, dis nie 'n gewilde ding wat jy nou doen nie, want ons glo nie in werke nie, ons glo in genade. Luister, jy kry genade om goeie werke te kan doen. Kom ons roep, as Jesus sy werke kon inroep as getuienis,
Kan ek en jy dit ook doen? Behoort ons dit te doen? Kom ons roep ons werke vanmôre in, om vir ons te kom getuig. Watter tipe lewe lewe jy? Waarmee hou jy jouself besig? Ek wonder, as ek jou foon vat, en ek gaan daar op jou foon, na jou search history toe. Wat gaan jou foon getuig oor jou? Of jou TV, wat gaan jou TV? Miskien gaan jou foon sê, ek is so gedaan, ek kry nooit kans om te rus nie. Hierdie ou is heel dag op my besig. Ek wens hy wil net vroeër gaan slaap, maar nou stel hy my nog om hom wakker te maak ook. In die nag, as daar boodskap deurkom, dan vat hy my in daai warm sweterige hand van hom, en dan kyk hy wat, miskien is dit wat jou foon sal sê. Wat jou TV sê oor jou, wat gaan jou tydsbesteding, ons praat ons oor jou werke, dit was Jesus se hele lewe, wat gaan jou tydsbesteding oor jou sê, pas jou werke by jou woorde, is jou werke opregte werke. Matteus 23, toe het Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses, alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Hulle praat en doen nie. En hulle doen nie al hulle werke, en hulle doen al hulle werke om deur mense gesien te word. En hulle maak hulle gedenkseels breed en die some van hulle klere groot. Ons behoort ons werke te oordeel en ander se werke te oordeel volgens die standaard van die Bybel. Sommige werke is die gevolg van emosies. En dan sal mense sê, ek het so gevoel om dit te doen, pastoor. Maar voel jy wat die Bybel sê jy moet? Of is jou gevoel anders as God se standaard? En nou luister jy vir jou gevoel. Sommige werke is die gevolg van wêreldse invloede. Sommige werke is die gevolg van ons opvoeding. Goed wat met ons gebeur het, maar ons moet oor dit triomfeer en ons moet uitkom by wat die Bybel sê. Ons werke moet wees. Wanneer gaan ons werke in lyn bring met die Bybel? Wat vertel my werke oor my? Wat vertel jou werke oor jou? Jou leefstyl. Wat vertel jou finansies oor jou? Wat vertel jou prioriteite oor jou? Dis alles deel van jou werke. Kom ons roep 'n derde getuie in. Jesus het 3 ingeroep. Kom ons roep 'n derde getuie in. Ons roep die Here in. Om vanmôre aangaande ons te getuig. Rian, dis mos die benchmark. Wat sê God vanmôre oor jou? Ag pastoor, hy is so genadig. Die Here sê, ek is sy ou blou oog dogtertjie en ek sit op sy skoot en ek regtig. Is jy so oortuig daarvan? Wat kan hy oor my en jou getuig? Hy het nog altyd iets te sê gehad oor mense. Hy was nog nooit skaam daaroor nie. Nog nooit nie. Vir sommige mense het hy gesê, julle is net soos wit gepleisterde grafte. Hy het vir ander mense gesê, julle is slange. Adders geslag. Hy het vir ander mense gesê, hulle is die duiwel. Hy het vir 'n man gesê, jy's 'n duiwel. Dit is goed wat Jesus vir mense gestuig het. Hy het vir 'n ander man gesê, jy's 'n dwaas, jy's 'n domkop. Hy het vir iemand anders 'n kind van die hel genoem. Mag die Here ons help, Pastor Kobus, as ek vir iemand sou sê, man, jy's 'n kind van die hel. Here het dit gedoen, Hans. Hy het vir ander mense gesê, hulle is liegbekke, leenaars. Hy het vir ander mense gesê, julle is sleg. Hy het ander mense honde genoem. En hy het ander mense varke genoem. Dit is goed wat Jesus van mense gesê het. Hy het sommige mense disippels genoem en volgelinge. En hy het sommige my broers genoem. En hy het ander my vriende genoem.
En hy het sommige mense gered genoem. En hy het sommige mense verlos genoem. En hy het sommige mense wys, slim genoem. Vir ander het hy gesê, hulle is goeie mense. Hy het sommige mense verstandig genoem. Hy het sommige mense getrou genoem. Wat gaan hy oor my sê? Onthou, hy kan net die waarheid praat. Hy kan niks sugarcoat nie. Hy kan nie lieg nie. Hy kan ook nie party goed, want dit is mos 'n ander manier van lieg as jy stil bly oor party goed. Dit is ook 'n manier van lieg. Jy moet eendag 'n bietjie preek oor die maniere van lieg. Dalk kan hy vanmôre van jou sê dat jy sy stem ken en dat jy sy wil doen. Dit sal great wees. Dit sal great wees as hy van my kan sê, mooi so goeie en getroue diensknegt. Ek weet nie of hy dit kan sê nie. Ek weet nie of ek altyd so getrou is nie. Daar kan hy vanmôre van jou sê, dat jy reeds die ewige lewe in jou het. En dat jy besig is om die ewige lewe te lewe. Jy wag nie vir 'n plek eendag eers. Jy het dit, jy's besig om dit te lewe. Daar kan hy vanmôre van jou sê, o, jy's op die verkeerde pad, maar ek het vir jou goeie nuus, jy wil jou tot my bekeer. Dan maak ons dit reg. Jy's skarlaken, maar ek gaan jou maak so wit soos wol of sneeu. Ek sluit af. Vroeg Vrydagmôre, toe so oom Lou Jacobson huis toe. Ek het hom donderdag gaan sien en toe ek hom vra, hoe gaan dit met jou oom Lou? Toe sê hy, I'm dying. En toe sê hy, please pray, bid asseblief dat die Here my kom haal. Ek is nou klaar. Ek wil by my vrou en kinders en familie en almal gewees. In elk geval, hy's Vrydagmôre vroeg huis toe. Dit is mooi om te lees en te hoor wat mense oor Lou Jacobson getuig. Party sê hy was 'n gentleman. Hy was regtig. Hulle sê hy was opreg, hy was regtig. Hy kon kwaad word en dan het hy dit vir jou gesê. Hy was nederig. Baie sê hy was 'n positiewe invloed. Baie sê hy het 'n verskil gemaak waar hy gegaan het. Ek jou dit sê, hy moes nie laaste tyd saam met kar gery het nie. Ek het. Met ander woorde, hy het jou laat bid. Getuienis is nogal 'n belangrike saak. Laat toe dat God se Gees vanmôre met jou praat. Jy het nog tyd om jou getuienis te verander as dit moet. Weet wat is vir my een van die kosbaarste dinge, en dis 'n ou teksie waaraan ek vashou, en ek onthou myself dit gedurig wanneer ek met mense werk, is wanneer die woord van die Here sê, hy is gedagtig daaraan dat ons stof is. God sê vanmôre vir jou, van jou, jy stof. Ek het begroot vir jou foute. Ek het begroot vir jou sonde. Jy hoef nie vir my weg te kruip nie. Ek ken jou deur en deur. Werk saam met my, verander ons jou getuienis. Jy kan vanmôre die Here vra om jou te help, om jou getuienis te verander. Ek glo dat terwyl ek preek, praat die Here met jou soos hy met my praat. Ek glo dat terwyl ek preek, praat hy met jou soos hy met my gepraat het toe ek die woord voorberei het. 3 getuienisse. Johannes die Doper getuienis, die naby ene. Jou kinders, jou gemeente, jou dorp. Die tweede een, jou werke,
jou werke, is jou woord jou eer? Het jy genade? Het jy regtig lief? En die derde een, wat sou die Here sê?